Goeienaand en ons is vanaand in die derde deel van ons Bybelstudie oor Kolossense. En net om 'n bietjie terug te gaan oor waaroor die boek gaan, is dat Paulus is in die tronk en hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente in Kolosse, 'n gemeente waar hy self nog nooit was nie. Maar hy het gehoor van alles wat in die gemeente gebeur en dan skryf hy hierdie brief. So wat ons oor gepraat het is dat ons moet altyd kyk wanneer ons die Bybel lees, dat ons vra wie het die boek geskryf, om watter rede is die boek geskryf, vir wie is die boek geskryf en wat is die betekenis daarvan vir die mense van daardie tyd en hoe moet ons dit vandag in ons tyd dan ook interpreteer. En dan skryf hy en ons het gesien in die eerste studie, het ons gepraat oor, daar was mense wat in die gemeente ingekom het en hulle het 'n ander tipe evangelie begin verkondig. En dit is hoekom Paulus hierdie brief vir die mense skryf, om te sê, maar julle is geleer wat is die evangelie van Jesus Christus, en dat daar is nie een of ander geheime kennis wat jy nog moet opdoen nie. Christus is genoeg. Christus is die hoof van alles en dat alles wat gebeur is genoeg deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, want die mense het probeer om te sê, maar daar's net 'n sekere uitgekiesde klompie mense wat die regte verstaan en die dieper betekenis van die evangelie het, en dan kom Paulus en hy sê nee, dit is nie so nie. En toe in die tweede deel het ons gepraat oor die feit dat van Christus se gesag en dat hy genoeg is. Met ander woorde dat alles wat gemaak is, alles wat bestaan, is deur Christus gemaak en dit is vir hom gemaak. Ons het gepraat oor dat ons lewens maak saak, dit maak saak dat jy hier is, en die ander ding ook dat jou doel is dat jy geskape is vir Christus en deur Christus, so ons is sy eiendom. En dan kom ons nou vanaand by die derde gedeelte, en in hierdie derde gedeelte is daar 'n baie belangrike teologiese waarheid wat ons in ons lewens moet vasmaak. So dit is daar's 'n groot teologiese gedagte wat ons gaan lees in hierdie gedeelte. Dit kom van Abraham se tyd af. Dit loop deur die Ou Testament, deur die profete, deur almal wat God gestuur het, tot en met by Jesus Christus. En dit is dat God het 'n plan gemaak, dat ek en jy by hom kan uitkom, en deur die hele loop van die geskiedenis, van die begin af, van die begin van die skepping af, was God betrokke, en was hy besig om hierdie plan uit te voer, wat kan help dat ons nader aan hom kan kom. So as ons dink in die Ou Testament, dan is daar 'n ding soos die tabernakel. Nou die tabernakel was die plek waarheen die mense gegaan het om hulle sondes te bly. Basies maar soos 'n kerk, né? Soos as jy kyk na iets in Jerusalem vandag, dit is die tempel wat in Jerusalem staan. So die tabernakel het verskillende areas gehad. Daar was 'n voorhof waar al die mense bymekaar kan kom, en dan was daar 'n heilige area, en dan was daar die allerheiligste area. Nou die allerheiligste area is waar die hoofpriester 1 keer 'n jaar ingegaan het met 'n offer om die sondes van die mense voor God te kom lê, en dan om die offer te bring. En dit is dieselfde met die tempel wat in Jerusalem is. Daar is 'n spesifieke plek waar die hoofpriester ingaan en waar hy 'n offer bring vir die sondes van die mense. Maar dit het nie die impak gehad wat dit veronderstel is om te hê nie. Dit het nie daardie impak gehad om te sê dat die gaping wat nou bestaan tussen God en mense is nou ewe skielik weg nie. Daai gaping was nog steeds daar. So met ander woorde, die offers wat gebring is deur die hoëpriester was nie goed genoeg nie. En daarom is dit dat Paulus kom sê dat alles wat Christus gedoen het, is goed genoeg. Alles wat hy gedoen het, is goed genoeg.
En dan gaan ons nou lees, ons lees vanaf vers 25, dan lees ons van, daar is 'n geheimenis. Daar is 'n geheimenis wat Paulus met elkeen van ons wil deel. So in Kolossense 1 vers 25 tot 27, dan lees ons die volgende. Ek is 'n dienskneg van die kerk. Nou moet ons onthou dat Paulus is iemand wat 'n Jood is en wat die Jode vervolg het, of die Christene vervolg het eerder, voordat hy Jesus Christus ontmoet het. En nadat hy 'n ontmoeting gehad het met Jesus Christus, het hy heeltemal verander en die opdrag wat hy gekry het, was om die evangelie van Christus nie aan die Jode te verkondig nie, maar aan die heidene nasies. Met ander woorde, mense soos ek en jy. Ons is nie Jode nie, ons is nie afstammelinge van die Jode nie, ons is deel van die volk van God, op grond van dit wat Jesus Christus in elkeen van ons se lewens gedoen het. So, dit is die man wat hierdie brief skryf, en dan gaan hy verder, hy sê, God het my die verantwoordelikheid gegee om aan julle sy volle boodskap bekend te maak. Vers 26, hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank 'n geheim. Maar nou het God dit aan sy mense bekend gemaak. Vers 27 sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik en die heerlikheid van hierdie geheim vir al die volke is. Nou, net om 'n bietjie konteks te gee, is dat hierdie geheim waarvan hy praat, is 'n geheim wat al so lank aan die kom is om geopenbaar te word. Maar die mense van ouds, die mense van die ou tyd, het hierdie geheimenis nie beleef nie. So Dawid het dit nooit beleef nie. Ragab het dit nooit beleef nie. Abraham, al het hy so 'n wonderlike verhouding met God gehad, het dit nooit beleef nie. Nie enige van die Ou Testamentiese mense het hierdie geheimenis ervaar nie. Hulle het hierdie geskenk wat God vir die mense wil gee. Nie een van hulle het dit gehad nie. So, en wat hierdie geheimenis vir ons wil sê, dit maak nie saak of jy 'n Jood of 'n nie-Jood is nie, of 'n heiden is nie, dit maak nie saak of jy in 'n goeie verhouding, of dalk is jy op hierdie stadium nie so lekker verhouding met God nie, dit maak nie saak of jy dink dat jy nooit 'n kans gaan kry om 'n verhouding met God te hê nie, maar hierdie geheimenis wat ons moet verstaan, dat wanneer ons lewens vir die Here gee, moet ons verstaan, dan die geheimenis waarvan Paulus praat, lees ons in die tweede deel van vers 27, dan in Kolossense 1 vers 27, hierdie geheimenis is dit, Christus leef in jou. Christus leef in julle, dit is die vooruitsig dat julle in die hemelse heerlikheid sal deel. Jesus in us, the hope of glory. Dat ons die heerlikheid van God sal kan ervaar. Dat ons die volheid van God sal kan beleef. Dat Christus is in ons. Christus is in ons en dit is wat God wil hê, dat ons moet besef dat ons leef nou in 'n perfekte verhouding met God die Vader, omdat Christus in ons is. Hy bewerk die verlossing en die genade van God in ons lewe, omdat hy in ons is. En die woord wat jy moet eintlik in jou Bybel moet jy dit omring. Die woord wat belangrik is daardie klein skakelwoordjie tussen Christus en julle, of Christus en jou, en daardie skakelwoord is in. Christus leef in jou. God het sy seun gegee, Jesus Christus het sy lewe opgeoffer, en Jesus Christus gee vir ons sy woord. Nou die probleem wat ons het baie keer, is dat ons dink eerder dat dit werk soos Christus en ek. Okay, Christus en ek. So, die van julle wat WWE kyk, dit is 'n stoeiery op TV, groot sirkus. Okay. Maar daar's 'n kompetisie wat hulle noem tag team. So met ander woorde, dis jy
en nog iemand anders wat veg teen 2 ander mense. So, en wat ons baie keer sien is dat Christus het vir ons hierdie offer gegee, Christus het vir ons sy woord gegee, ons sondes is vergewe, en ons sien ons verhouding met Christus as Christus en ek. Christus en ek. So met ander woorde, as jy kyk na hierdie tag team, is dat jy gaan in en jy stoei, en as jy moeg is, dan steek jy jou handjie uit, nee, en iemand raak in jou hand, dan kan jy uitrol, en dan kom die volgende een in. En dit is baie keer hoe ons dink dat ons verhouding met Christus werk, is dat, deur dit wat Christus gedoen het, is ons nou aan die gang gesit, nee? So ons moet nou begin werk, ons moet nou begin doen, en dan werk ons en ons doen en ons probeer alles en dan partykeer dan voel dit in ons lewe asof dit nie maak nie en dan ewe skielik steek ons handjie uit na Jesus toe asof ons wil tap en dan met Jesus in ons lewens begin oorneem. Dit is die hele ding van om te leef met daardie idee van Christus en ek. So ek moet 'n klomp goeders doen en ek moet jy weet ek moet deur my eie lewe gaan, maar as daar 'n krisis is in my lewe, as daar 'n slegte ding in my lewe gebeur wat ek nie kan hanteer nie, dan ewe skielik moet Christus inkom en moet hy kom help. En hierdie is nie die geheimenis waarvan Paulus praat nie. Die geheimenis waarvan Paulus praat is nie die idee van Christus en ek nie. Die geheimenis waarvan hy praat is Christus in my, dat hy deel is van my lewe, dat wanneer ek deur die lewe gaan, dan kan ek weet dat Christus in my is. Partykeer voel dit vir ons, dat daar soveel goed wat in ons lewens gebeur het, en ons as familie het hierdie laaste tyd, van verlede week af, 'n geweldige krisis in ons familielewe beleef, en dit voel baie keer vir ons dat ons hou vas aan hierdie tou, maar dit voel of ons greep besig is om te verloor. Ons verloor die grip op hierdie tou, en ons weet dat as hierdie tou uit ons hande uitglip, dan is daar niks meer oor vir ons nie. Maar God sê vir ons, los die tou. Los om te probeer om alles op jou eie te doen, want dit is nie ek en jy nie, maar dit is ek in jou, dat hy deel is van ons lewe, dat hy vir ons die krag gee, dat ons kan aangaan, dat ons kan doen waartoe hy ons geroep het. Nou wanneer ons dit sê, beteken dit nie dat ons moet net terugsit en niks doen nie. Dat Christus sal alles doen in ons lewe en Christus sal, jy weet, alles ten goeie laat meewerk en al daai tipe van goed. Ons is geroep, ek en jy is geroep as deel van die koninkryk van God, dat ons moet werk, dat ons gawes moet gebruik, maar dat ons sal verstaan, dat wanneer ons iets doen vir die koninkryk van God, wanneer ons iets doen vir mense rondom ons, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dan doen ons dit nie op ons eie nie, ons doen dit deur die krag van Jesus Christus wat in ons lewe is. Want dit is Christus in ons, die belofte daarvan is dat hy sy gees vir ons gee, dat sy gees in ons lewe is. Dan kom hy in vers 28 van Kolossense 1 vers 28 en hy sê, juis hom verkondig ons. Wie is hierdie hom? Hierdie hom is Jesus Christus. Ons doen dit deur elke mens te waarsku om met alle moontlike wysheid te onderrig. So wil ons graag elke mens in 'n volmaakte verhouding met Christus voor God laat staan. Die idee is dat ons mense sal help om die regte verhouding te ontdek, dat Christus is in ons lewe, hy is deel van ons, jy is nie op jou eie nie, Christus werk deur jou om al hierdie goeders te kan bewerkstellig. Hy gee vir ons die krag om te kan cope met goed wanneer dit met ons moeilik gaan. Hy gee vir ons die krag om die evangelie te verkondig. Hy gee vir ons die krag om verhouding te hê met hom. Hy gee vir ons die oop deur wat elkeen van ons nou kan ervaar om in 'n perfekte verhouding met God die Vader te wees. Daar is nie meer iemand wat vir jou hoef in te tree nie. Christus het dit reeds gedoen en hy gee vir jou die reg en die voorreg om in verhouding te wees met God die Vader. En dan eindig hy met Kolossense 1 vers 29, hy sê, hiervoor
werk en stry ek, dit is Paulus, hy sê, hiervoor werk en stry ek, met Christus se krag, wat magtig in my aan die werk is. As jy dink aan Paulus se lewe, hy skryf vir die brief uit 'n tronk uit. Hy skryf aan 'n gemeente wat hy nog nooit ontmoet het nie. Hy loof hulle vir hulle geloof. Hy waarsku hulle dat daar geen ander manier is om by God uit te kom as deur Jesus Christus nie. Daar's nie 'n geheimenis wat jy hoef te verstaan nie. Die evangelie van Christus is vir alle mense. En dan kom sê hy, dat dit wat ek doen, dit wat ek ervaar, ek kan hierdie goeders oorkom, nie omdat ek op my eie is nie, maar omdat ek weet dat Christus in my lewe is. So mag ons ook dan besef hoe groot God se liefde vir ons is, en dat Jesus Christus sy gees vir ons gegee het wat binne in ons woon, en dat ons nie op ons eie hoef staat te maak nie, maar dat ons kan weet dat Christus is nie net met my nie, maar Christus is ook in my. En mag dit 'n wonderlike en 'n geseënde aand en dag en week en maand vir elkeen van julle wees. Groetnis.